Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Bybel sê in Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. God se grootste begeerte is dat jy sal glo. Jy kan gereeld bid en selfs nader aan God voel as gevolg daarvan, maar nog steeds nie verwag dat hy jou gebede sal verhoor of dat jou situasie sal verander nie. In Handelinge 12 was Petrus in die tronk gegooi en die plan was om hom tereg te stel na die fees van ongesuurde brode. Die ander gelowiges het onophoudelik vir sy vrylating gebid en God het dit toe op 'n wonderbaarlike wyse laat gebeur. Hy het die wagte aan die slaap gemaak, Petrus se tronkdeur laat oopgaan en hom vrygelaat. Handelinge 12 vers 13 tot 15 sê, en toe Petrus aan die deur van die poort klop, het 'n diensmeisie met die naam van Rodei gegaan om te hoor wie daar was. En sy het die stem van Petrus herken en van blydskap die poort nie oopgemaak nie, maar na binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Maar hulle sê vir haar, jy's van jou verstand af, maar sy het volgehou dat dit so is. Daarop sê hulle, dit is sy engel. Die gelowiges het aanhoudend gebid vir Petrus se vrylating, maar het gehuiwer of God hulle gebed sou verhoor. Selfs toe Petrus aan die deur klop, het hulle steeds gehuiwer of dit hy was. Doen ons nie ook baie keer dieselfde nie? Ons bid vir 'n uitkoms in 'n sekere situasie, maar sodra ons van ons knie af opstaan, twyfel ons of God werklik vir ons sal deurkom. Wat is die oplossing? Ons moet onsself gedurig herinner aan die geweldige krag en potensiaal wat lê agter die gebed van 'n regverdige. Soos Paulus sê in 2 Korintiërs 10 vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Moet dus nie net bid nie, maar wanneer jy van jou knie af opstaan, praat en tree ook op, asof jy glo. Here, Dawid sê in Psalm 17 vers 6, ek roep U aan, want U sal my antwoord. Help my om met dieselfde geloof te vertrou, dat U my sal antwoord. In Jesus naam bid ek dit. Amen.